Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Johannes 13, verse 1 tot 20. Jesus en sy disippels was op die punt om 'n maaltyd te geniet voor die fees van die Pasga. Hy was ten volle bewus van wat rondom hom gebeur het, en hy het sy lewe in afwagting vir hierdie uur geleef. Nou Johannes 13 vers 1 noem nie spesifiek die kruis nie, maar ons sien dat Jesus hierdie laaste uur voor sy kruisiging by die deurgebring het vir wie hy liefgehad, gelei, geleer, voorgesorg en beskerm het. Die woorde wat Jesus in daardie boevertrek gespreek het, wys wie Jesus werklik is. En in vandag se leesstuk hoor ons Jesus se hart en by die kruis sien ons sy hart. Terwyl hy nog besig was om die maaltyd te geniet, het die duiwel dit reeds in Judas se hart geplant om Jesus te verraai. Nou, hy het moontlik al 'n geruime tyd Judas se hart begin verhard en hom beïnvloed om Jesus te verraai. Maar vir Jesus was dit nie verborge nie. Nou mense het in die antieke tye by lae tafels gelê en eet en hul voete was baie sigbaar. Dus was dit noodsaaklik om voete te was voor jy deel gehad het aan 'n gemeenskaplike maaltyd. Nou toe Jesus opgestaan het en die voete van sy disippels begin was het, het hy die werk van die nederigste dienaar gedoen. Die disippels moes verstom gewees het oor daardie daad, en dat Jesus, hul Heer en Meester, laag afgebuig het om die voete van sy disippels te was. Hulle het gemeen voete was meer gepas by die werk wat hulle moes doen, maar niemand van hulle het vrywillig opgestaan en aangebied om dit te doen nie. Nou Jesus het nie as koning en oorwinnaar aarde toe gekom nie, maar as die lydende dienskneg, soos ons in Jesaja 53 kan gaan lees. Jesus het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons lees dat Petrus diep ongemaklik was met die Here wat sy voete gewas het en hy het geprotesteer. Vers 8a lees: U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Maar Jesus sê toe iets wat Petrus verder moes geskok het. As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Petrus dink seker nie 2 keer nie en versoek dat Jesus sy hande en sy hoof ook was, maar Jesus verduidelik. Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Sien, die disippels is gewas, en almal was rein, behalwe een, Judas, wat hom sou verraai. Redding is 'n eenmalige daad van regverdiging deur geloof. Wat volg, is die lewenslange proses van heiligmaking, 'n daaglikse afwas van die vlek van sonde. Want soos ons in die wêreld wandel, sal van die wêreld se vuilheid aan ons kleef, en dit moet weggewas word, vergewe deur Christus. In verse 12 tot 15 sien ons dat Jesus se hele lewe 'n les en voorbeeld vir die disippels was. Jesus, Meester en Here van elkeen wat in verhouding met hom staan. Sien, ons moet dieselfde nederige, opofferende liefde teenoor mekaar hê. Jesus se voorbeeld behoort in elkeen van ons se optrede weerspieël te word. In vandag se tyd, wanneer iemand dalk deur die wêreld gekritiseer word, kan ons net soos Christus die waskottel neem en mekaar se voete was. Dalk nie letterlik nie, maar deur om mekaar te was met die woord van God, te bemoedig en om vir mekaar te bid, dan was ons die vuilheid van die wêreld se stof van ontmoediging en nederlaag af. In verse 16 en 17 maak Jesus die verskil tussen 'n leermeester en sy volgelinge nog duideliker. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie woorde beteken dat dit 'n ernstige instruksie is. Nou vandag is daar te veel mense wat selfgesentreerd is en nie omgee om diensbaar te wees nie. Wanneer jy jouself belangriker ag as ander, sal dit vir jou vernederend wees om iets nederigs te doen, want dit sal moontlik nie by jou selfbeeld pas nie. Maar wanneer die gelowige, soos Jesus dink, weerspieël dit Jesus se hart, deur die
deur die diensbare aksie. Ons sien dan in verse 18 tot 20 dat Jesus die een wat hom verraai openbaar. Soos ons almal seker weet, is daar 'n verskil om van iemand te weet en om iemand werklik te ken. Nou Judas het beslis vir Jesus geken, want hy detail van Jesus leer ken deur die jare wat hy saam met hom gewandel het. Nou kom ons dink terug. Jesus het sopas hul voete gewas, hul sit saam en eet, en Jesus sê dat die skrif vervul moet word, en hy haal dit wat Dawid in Psalm 41 vers 10 gesê het aan. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die haksteen teen my opgelig. Is dit nie wat Jesus ook ervaar het nie? Net soos Dawid verraai is Jesus verraai deur Judas, een van sy naaste bondgenote, een van sy disippels. Alhoewel Jesus bewus was van Judas se verraad, het hy niemand ontbloot nie. Sien, die wat getrou aan hom was, moes hul vertroue in hom behou. Ons sien dat Jesus te midde van sy omstandighede in volkome beheer gebly het. Jesus het al sy disippels, die getroues en Judas, daaraan herinner dat sy werk nog nie voltooi was nie. Die werk van Jesus sou voortgaan en hulle sou as sy verteenwoordigers gestuur word. Hy wou ook hê dat Judas moes weet dat om hom te verwerp het beteken dat hy God verwerp wat Jesus gestuur het. Sien, wanneer ons Jesus aanneem, ontvang ons God die Vader ook. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.